Goeiemiddag en welkom by ons gesprek oor vanjaar se begrotingsrede. Ek is Monica Meinhardt en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie begrotingsrede wat gelewer word in 'n verkiesingsjaar soos wat ons deeglik bewus is en ook in 'n jaar wat baie belangrik is vir die ANC omdat hulle skynbaar op die afgrond van 'n magsverlies staan. Hierdie begroting is dus in daardie konteks gelewer en gaan ook in daai konteks ontleed word. Wat ons egter vandag wil doen, en dis hoekom ons twee baie spesifieke gaste ook hier het, is om nie net dieselfde gesprek te voer wat ons elke liewe jaar voer, waar ons bymekaar kom en sê, dis wat moes gebeur het, dis wat nie gebeur het nie, en dan gaan almal huis toe in 'n meer neerdrukkende toestand. So om bietjie konteks te skep en om bietjie wyeer te kyk aan 'n kant die begroting, het ons vandag saam met ons vir Dawie Rood, hoof-ekonoom van die Efficient Groep, en Driekus Kombrink, stigter en uitvoerende hoof van Capicraft Investments. Baie welkom. Dankie Monica. Hallo. So voor ons aan die kant die begroting kan kyk of bietjie by die kontekstualisering kan kom, moet ons eers kyk na wat die belangrikste wegneempunte van die begroting was. Wat is die hoogtepunte en die laagtepunte? Wat is die goed waarvan almal kennis geneem het of waarvan almal kennis moes neem? Dawie, kan ons sommer by jou begin. So 'n paar hoogtepunte in die begroting self. Ek dink hierdie was maar 'n gewone tipe van begroting. Dit is eintlik so half 'n vervelige begroting geweest. Dit is maar die gewone ou storie. Daar's regtig eintlik niks gebeur nie. Daar's nie noemenswaardige belastingaanpassings geweest nie, uitgawes wat aangepas is nie. So dit was eintlik 'n vreeslike 'n nat lap begroting. Daar's net een uitsondering. En dit is die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserve rekening. So om die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserve rekening by die Suid-Afrikaanse Reservebank, en die minister van Finansies het besluit om sy vingers in daai potjie goud in te druk en van daai geld te gebruik daarso. So ek dink ons moet 'n bietjie daaroor gesels om te verduidelik hoe dit werk en wat dit presies is. Maar behalwe vir dit kan ek vir jou sê dat hierdie was werklik 'n besondere vervelige begroting geweest. Ja, en Driekus, as mens hoor die regering het hulle hand gedruk in die Reservebank se pot goud, dan is mens outomaties baie meer senuweeagtig. So kan jy dalk 'n bietjie uitbrei op wat presies dit beteken, hoekom hulle dit gedoen het, hoekom hulle dit kon doen en wat dit inhou gegee wat hulle waarskynlik met daai geld gaan doen. Kyk, geld is daar, Dawie, dis eintlik meer jou gebied, maar daai geld is daarso om bietjie van 'n teenvoeter te bied op wisselvalligheid op eie vandag. Dit is as daar afverkoping is op die rand baie ernstig, en dan kan ons, hy het ons 'n ekstra, kom ons sê, gebeurlikheidsreserve, dis tog die naam vir die potjie goud, om vir die Reservebank tot sy beskikking om teen die beweging van die mark te lê, om teen die wisselvalligheid van die mark te lê. As 'n groot transaksies ook plaasvind, in of uitvloeie, dan kan hulle daai geld gebruik om die in- en uitvloei in die land uit te meer, jy weet, te help bestuur. Dis tog daarvoor daar, Dawie. Miskien moet ek net verduidelik hoe dit werk, jy weet. Asseblief. Maar daar's mense verstaan dit nie heeltemal korrek nie. Onthou die Suid-Afrikaanse Reservebank is die custodian. Wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Die pas Suid-Afrika se amptelike reserves op. So ons amptelike reserves lê by die Suid-Afrikaanse Reservebank, en die amptelike reserves bestaan uit 'n klomp goeders, so 'n bietjie goud daarso, 'n bietjie dollars, 'n bietjie euros, 'n bietjie yens en sulke goeders. So dit is waarvoor na die Reservebank omsien, ons amptelike reserves. Onthou, ons gebruik nie dollars in Suid-Afrika, ons gebruik rande. So as die regering byvoorbeeld dollars gaan leen, dan gee jy die dollars vir die Reservebank en die Reservebank gee vir hom rande byvoorbeeld terug. So die Reservebank sal byvoorbeeld, en ek gebruik dit maar net as 'n voorbeeld, 'n klompie jare terug sou die Reservebank $1 gekoop het en dit het hom R10 gekos. So nou het hy $10 in reserve wat hom R10 gekos het. Maar intussen het die rand verswak en nou is daai $1 sê nou maar R20 werd. So hy het 'n wins gemaak op hierdie dollar van so wat R10. Nou daai R10 in hierdie voorbeeld gaan tipies na die Reservebank, na die staat toe in elk geval. So die meeste sentrale banke wêreldwyd, as hulle sulke winste maak, dan word die geld oorbetaal na hulle regerings toe. En dis nou inderdaad wat hier gaan gebeur. So die minister van Finansies, die totale bedrag wins wat die Reservebank, dis nog nie gerealiseer nie, maar die totale bedrag wins is ongeveer R500 miljard nou, 500.000 miljoen rand, 507 eintlik miljard rand, en dit is 'n vreeslike klomp geld. Nou die geld lê nou daarso, en die minister van Finansies het besluit, en ek het nie 'n probleem daarmee nie. Hy gaan 150 miljard rand daarvan gaan hy vir homself neem, en hy gaan dit nie homself persoonlik nie, maar vir die tesorie neem, en dan gaan dit spandeer in die ekonomie. Maar onthou nou, soos wat hy die geld spandeer in die ekonomie word die hoeveelheid geld in die ekonomie meer. Dit kan opwaartse druk op inflasie plaas, en die Reservebank, deur sekere optredes, dreineer dan hierdie likwiditeit uit die finansiële markte uit, maar dit kos die Reservebank geld. En om die Reservebank se verlies goed te maak, het hy addisionele 100 miljard rand vir die Reservebank gegee. So 'n totaal van 250 miljard van die 500 miljard
is eintlik nou alreeds geoormerk vir staatsbesteding en dan of vir die staat of vir tesorie en R100 miljard daarvoor natuurlik vir die Reservebank self. Die gevaar is nou, ons kan seker nog 'n gedeelte daarvan gebruik, maar die gevaar is nou as die rand begin verstewig, dan gaan ons in 'n posisie kom waar hulle begin verliese maak en dan moet die belastingbetaler daarvoor instel. En ons het al in die verlede net so te loops. Voor die 2000 stem. Dis korrek, so ons het al in die verlede moes die belastingbetaler van hierdie geld inbetaal het, ons het dit al in die verlede gedoen. So daar's nie noodwendig iets verkeerd hiermee nie. My grootste bekommernis, die staatsbesteding neem die voortdurend toe. Die staat moet minder spandeer. En nou dat hy toegang gekry het tot 'n addisionele klomp geld, is ek bevrees is daar nou nie die dissipline wat min inkomste op 'n persoon plaas en op 'n staat plaas. Dit word op 'n manier nou so 'n bietjie uitgeskuif. En die minister van Finansies is nou geneig om so 'n bietjie makliker skiet te gee om geld uit te gee. En dis inderdaad wat gebeur het. Ja. So hy van hierdie geld gebruik hy nou om minder te leen, want hy leen 'n klomp geld in die ekonomie, maar van die geld gaan hy ook gebruik om byvoorbeeld salarisse aan te pas vir staatsamptenare. Ja, so in 'n netedop 3 sien ons die voortsetting van presies dieselfde tendense wat ons oor die afgelope 30 jaar by die regering gesien het en die nodige ingryping en afname van besteding sien ons doeteenvoudig nie. En ons sê dit soos wat ek genoem het vir mekaar jaar na jaar. Daar's soveel verlore geleenthede en dis van die kritiek op die begroting is daar was soveel verlore geleenthede om die nodige en dringende stappe te doen om besteding van die regering in te perk om een of ander mate van fiskale stabiliteit te bereik wat ons net nie gesien het. Ja, kyk, besteding is 'n wegholtrein. Elke jaar oorskry hulle bestedingsbegroting, daai gedeelte van die begroting. Hier en daar kry ons 'n meevaller op die inkomstekant, soos wat ons in 2022 gekry het. Dit was baie sterk kommoditeitspryse gehad en dit was 'n groot meevaller vir die fiskus gewees. So jy sal dadelik sien dat as jy nou die huidige begroting vergelyk met wat 2022 nog en 2023 geprojekteer was vir nou, dan lyk dit noemenswaardig slegter as wat dit gelyk het. En die grootste rede daarvan is dat jou inkomstebelasting geval het, korporatiewe inkomstebelasting ekskuus, pertinent en dan ook jou mynboutantieme en so voort het geval, uitvoerbelastings het geval. Bloot net omdat hulpbronpryse geval het. So daar waar ons nie 'n bietjie van 'n meevaller kry nie, waar die buiteland nie sterk presteer nie, kry ons net nie reg om in te haal op hierdie begroting nie. So ons is afhanklik van die buiteland. Ons is nog altyd 'n basies 'n klein maar oop ekonomie. Ons is afhanklik van wat in die buiteland gebeur en op die oomblik lyk dinge nie fantasties in die res van die wêreld veral ons uitvoermarkte toe nie. Enkele markte wat nog goed presteer, maar andersins is dit bedeesd, hulpbronpryse is onder druk en tensy dit nie gaan verander nie. Is daar nie daai eksogene meevaller wat ons gaan toeval wat hierdie prentjie gaan laat beter lyk nie. So op die wegholtrein op die bestedingkant, daar's nie genoeg dissipline nie en dan aan die ander kant op die inkomstekant is ons afhanklik van wat eintlik in die buiteland tot 'n groot mate gebeur. Ja, en Dawie, ek dink mense kan dis veilig om te sê dat dit nie 'n goeie fiskale strategie is om te hoop op die beste of te hoop op 'n meevaller nie. Ons kan nie jaar na jaar daarop staat maak dat 'n wonderwerk gebeur net sodat ons fiskaal nie ineenstort nie. So wat ek vir jou nou wil vra is ook in hierdie verkiesingsjaar dink 'n mens outomaties aan in politieke terme aan die volgende 5 jaar, wie gaan dalk volgende aan bewind staan en wat is die vooruitsigte daarvan dat iemand anders wat beter besluite kan neem dalk die leiersels oorneem en wanneer iemand anders oorneem, hoe omkeerbaar is die situasie waarin ons is? Is dit iets wat makliker reggemaak kan word as mens net bereid is om die harde besluite te neem? Ja, wel, die antwoord is maklik. Mens weet presies hoe om die probleem op te los. En die probleem op te los, daar's twee groot dinge wat belangrik is. So die staat spandeer te veel geld vir wat die ekonomie kan bekostig. Die belastinglas is net te swaar en hulle leen te veel geld. So staatsbesteding moet ingekort word om net binne jou vermoë te kan lewe, binne die belastingbetalers se vermoë te kan lewe. So staatsbesteding is net eenvoudig te hoog. Die tweede ding wat 'n groot probleem in die land is, en dis die effektiwiteit van die staat. Die staat is besonder oneffektief. En nie net dit nie, die staat is in baie gevalle baie korrup ook. So ons het nie net moet ons minder geld uitgee nie, ons moet die geld wat uitgegee word beter spandeer. En sommer baie beter spandeer. Gaan 'n ander regering dit kan doen? Ja, die goeders kan gedoen word. Dis natuurlik nie altyd maklik om dit te doen nie, want daar's klomp mense wat afhanklik is van die staat se besteding. Daar's byvoorbeeld 30 miljoen mense wat elke maand 'n inkomste by die staat kry byvoorbeeld. En vir die mense te sê, luister, ek gaan nou minder geld vir jou gee, dit gaan moeilik wees polities om dit te doen. Maar jy moet die ekonomie natuurlik aan die groei kry en dis eintlik die groot vraagstuk en dis eintlik die groot probleem wat ons het in die land. So iemand anders sal dit kan regkry. Gaan ons iemand anders kry om dit reg te stel, 'n ander politieke party en ek is bevrees, ek dink nie op die kort termyn so nie. As mens kyk na die opnames wat gedoen word, dan lyk dit vir my die ANC gaan nog steeds deel van die regering wees. En dit gaan of die ANC en die kleiner of die ANC self met 'n kleiner paar oppositiepartye wat 'n koalisie vorm of miskien is die ANC baie verloor, die ANC met van die groter oppositiepartye.
Nou van die groter oppositiepartye, die enigste een wat miskien gaan probeer om die ANC so 'n bietjie in die bek te ruk, is sekerlik die DA, maar ek dink nie dit gaan 'n slim plan wees as die DA sou met die ANC in koalisie ingaan nie. Dan is dit waarskynlik die einde van die DA self. Dit laat jy dan nou maar met die EFF en miskien die nuwe MK-party wat dalk saam met die ANC in 'n koalisie gaan inval en daai ouens gaan sekerlik nie hierdie probleme wat nou deur die ANC geskep is, hulle gaan sekerlik nie regstel nie. So ek dink die realiteit is ons is miskien in 'n politieke oorgangsfase, maar dit gaan besigheid soos normaal wees vir ten minste nog 5 jaar sou ek sê. Of soos normaal of selfs sleg. Ja, dinge kan morsig raak in die tussentyd. Ja, Madrikus, ek dink ons kan vir mekaar sê dat 'n eenvoudige politieke oplossing nie eintlik ons beskore is nie. So ons gaan anders moet begin dink oor die probleem voorhande, want om te hoop vir ander besluite van die ANC of 'n beter regering wat oombliklik al hierdie probleme uit die weg gaan ruim, is regtig wensdenkery. Ja, inderdaad. Eerstens wat ek wil sê is, behalwe daai punt wat jy wil maak is, of vergelyk net ons staatsfinansies 'n bietjie met van die lande in die buiteland. Vernaam ons, jy weet die groot reus in die wêreldekonomie, die FSA, fiskale probleme van hulle eie. Natuurlik het hulle die voordeel dat hulle die sogenaamde reservegeldeenheid van die wêreld het. So hulle het die vermoë om geld te druk sonder dat dit regtig inflasie veroorsaak. Dit was nie die geval die laaste 2 jaar of 3 jaar sedert COVID nie. So daar's altyd die gevaar dat hulle ook weer inflasieprobleme kan kry en dat al die gelddrukkery en fiskale besteding 'n probleem vir die ekonomie skep. Ons is nie enigste land in die wêreld wat fiskale probleme het nie. Dis een ding wat ek wil sê. Die gras is nie soveel groener aan die ander kant nie. Die beesmis lê redelik hoog aan die ander kant van die oseaan. En dan ja, ons moet dinge self doen. Een van die goedertjies wat kan maak dat jy minder belasting betaal. 10% van jou inkomste kan jy aan artikel 18 maatskappye donateer as 'n belastingaftrekking elke jaar, jou besigheid of jouself. En daar is baie fantastiese openbare belangmaatskappye of burgerregtelike organisasies wat op verskeie vlakke en op verskeie plekke vir jou veg. Jy kan iets doen soos as jou munisipaliteit nie na wense presteer nie, dan kan jy uit 'n regsoogpunt uit kan jy 'n rekening by 'n prokureur oopmaak, wat noem jy die rekening, 'n custodial rekening, oopmaak, die geld daar deponeer en dan kan jy hofbevel kry om my geld eenkant te hou. En die belastingbetalers van die munisipaliteit of van sekere munisipaliteite het dit al gedoen totdat daai diens uiteindelik gelewer word. Daar is 'n paar sulke suksesverhale in Suid-Afrika. En die groter prentjie wat ek begin raak sien terwyl ons staatsverval het nie net op fiskale vlak nie, nie op wetgewende vlak, op uitvoerende vlak is daar staatsverval. So praat hier so baie van fiskus want ons praat dan van die begroting. Maar die uitvoerende magte, soos Dawie ook sê, dis nie effektief nie. Daar word geld spandeer, maar daai geld word nie reg spandeer nie, word nie goed spandeer nie, van dit word gesteel. Daai die mag van die staat of hulle ryk, die manier hoe hulle hierdie wetgewende gesag en fiskale gesag gaan uitvoer, al hierdie wette wat op probeer afdwing. Dis aan die kwyn. Dis 'n de facto afwenteling van mag wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. Of dit nou die Weskaapse wetgewer is wat probeer om meer autonome besluite te maak en of dit nou sekere munisipaliteite is wat onder nuwe bestuur is, Pretoria is 'n sprekende voorbeeld daarvan, en of dit nou burgerregtelike organisasies is wat inspring en dinge self doen. Daar's baie voorbeelde van die afwenteling van mag. So ja, ons wag nie vir die politieke omgewing om te verander nie. Die demografie maak dit baie moeilik. Dit is 'n realiteit. Demografie is 'n realiteit in Suid-Afrika wat ongelukkige rol nog speel en gaan vir nog vir baie lank. So ons moet onsself te midde van 'n land in die suidpunt van Afrika vind waar daar demografiese realiteite is. Mense stem ongelukkig nog in 'n baie etniese manier. Dit is 'n ongelukkige realiteit. Dit mag dalk verander of dit mag nie, ek weet nie. Maar ons moet hierdie realiteite vir onsself raak sê en sê wie wat te midde hiervan. Hierdie is die realiteite. Ons gaan nie wag vir die wind om op te kom voordat ons seile is nie. Ons gaan ons seile anders te span. Ons gaan dinge anders te doen. En ons sien dit, ek sien dit by besigheidsmanne, van my kliënte sien ek dit en ek sien dit by baie soos ek sê openbare of publieke organisasies. Ek wil nou nie name noem nie, maar baie is verwant aan Marula Media. Wat baie goeie werk doen. Nie net vir ons nie, maar vir die hele land. Ja, en Dawie, die ding wat ek dan nou vir jou wil vra is,
op die punt van 'n menseverwysingsraamwerk dink ons nog steeds baie staatsentries in die sin dat daar 'n enkele begrotingsrede gehou word vir die ganse Suid-Afrika. En een van die goed wat dan nou byvoorbeeld genoem word is of waarna mens kyk en oorweeg as 'n baie belangrike punt of ekonomiese faktor is byvoorbeeld ekonomiese groei. En dan sê mens die vooruitskatting is dalk 0.6% op die heel beste vir die ganse Suid-Afrika. Is dit nie soos om te sê dat Europa in geheel dalk binne die volgende jaar 0.6% gaan groei nie? Wat sê dit regtig omdat dit oor so 'n wye verskeidenheid faktore getrek word vanuit daai sentrale raamwerk? Wat sê dit regtig vir ons van dit wat op die grond gebeur? Alles op die grond lyk tog nie dieselfde nie. As jy in George rondry of in Pretoria Oos, dan sal mens nie sê die ekonomie is besig om in te krimp nie, want daar is ongelooflike ontwikkeling. Maar as jy deur landelike Noordwes ry, dan lyk dit weer anders. So die situasie is nie oral dieselfde nie. Dis my probleem met ekonomie, jy weet. Iemand het eendag gesê dat as jy jou voete in die oond het en jou kop in die yskas het, dan is jy so opgemiddeld as jy okay. Jy weet, so dit is maar die probleem met die ekonomie. Daar is warmer kolle en daar is kouer kolle in die ekonomie, maar dit is hoe ons maar ekonomiese aktiwiteite meet. En ekonome stem nie eers saam heeltemal oor wat eintlik gemeet moet word nie. Maar dit is so, as mens kyk, ten minste op, dit is ook nie noodwendig belangrik om te kyk na sekere ekonomiese aktiwiteite. Die meer belangrik is eintlik die tendens. Wat is besig om te gebeur? Is dinge besig om te verbeter of dinge besig om te verswak? En as mens kyk daarna byvoorbeeld, dan is dinge besig om te verswak in Suid-Afrika op verskeie vlakke. En ek het baie berekenings op verskillende goed gedoen. Ek het nie net gekyk na per capita BBP byvoorbeeld nie, ek het gekyk na goed soos lewensverwagting en kwaliteit van onderwys, misdaad, al daai tipe van goeders kan mens na kyk. En omtrent in elkeen van hierdie verskillende groothede is Suid-Afrika besig om swakker te presteer as baie ander lande. Of is dit besig om agteruit te gaan of is dit besig om teen 'n stadiger tempo vooruit te gaan as baie ander lande. Selfs in sommige gevalle is selfs Sub-Sahara Afrika besig om Suid-Afrika in te haal. Ons is oor die algemeen beter af as meeste lande in Sub-Sahara Afrika, maar hulle is besig om ook in te haal. En op 'n stadium gaan hulle weet waar ons nou is in terme van al hierdie verskillende veranderlikes. So dit is so as mens nou kyk en suiwer kyk na die ekonomie, dink ek dit gaan baie moeilik wees vir die ekonomie om teen 'n tempo van vinniger as 1% te groei. En die eenvoudige rede is want ons het net nie genoeg krag nie. Daar's nie genoeg elektrisiteit nie. Daar's natuurlik ander probleme ook. Ander hindernisse wat ook verhoed dat die ekonomie vinniger groei en die beleid is verkeerd en allerlei sulke goeders, maar so as daar 'n krisis ernstig is, dan sit jy op 1% en dan gaan dit net swakker wees as 1% byvoorbeeld. En intussen is die bevolking besig om 'n vinniger tempo as dit te groei. So dis nie moeilik om die sommetjie te maak nie, dat jy per capita syfers dan nou agteruit gaan. En dit is inderdaad wat die afgelope tyd gebeur het. Miskien moet ek net nog 'n opmerking maak. En dit is 'n bietjie van 'n tegniese opmerking, maar dit is belangrik dink ek, want ons praat nou oor die begroting en ons praat nou en daar's 'n sekere definisie van goederes wat hier ingesluit word. Ons praat dis die sentrale regering se begroting en ons kyk na sekere tipe belasting, soos sê dit is die inkomste en sekere uitgawes, dis die uitgawes. Dan is daar 'n tekort, die fiskale tekort en die skuldvlakke en dis hierdie ding en ons ontleed hierdie ding, ekonome ontleed hierdie ding. Maar daar's baie ander vlakke van regering ook. En in die verlede het ons hierdie ander vlakke van regering apart ontleed. Goeie voorbeeld is die staatsbeheerde instellings. Ons het Eskom met sy eie finansiële state gehad. Hy het op sy eie bene gestaan finansiëel. Hy was 'n gesonde instelling geweest. Hy het selfs dividende aan die staat betaal. Die plaaslike owerhede ook. Hulle het 'n eie bron van inkomste grootliks, staan op hulle eie bene. Hulle is hulle eie ding, hulle doen hulle eie ding op hulle eie. Dit was ook 'n aparte eenheid geweest. Maar die afgelope tyd omdat die staatsbeheerde instellings tot so groot mate finansiëel en operasioneel eintlik vernietig is en die munisipaliteite ook. Ek meen die goed is nie meer, meeste van hulle kan nie finansiëel op hulle eie mee oorleef nie. En hulle klop almal aan die deur van die minister van Finansies. So dis hoekom ek sê die ontleding van die staat se finansies vandag, ons doen dit nog steeds, ons kyk na die sentrale regering, maar dit is verkeerd. Ons moet na die groter prentjie kyk. En ons moet eintlik staatsbeheerde instellings by dit voeg. En jy moet eintlik die plaaslike owerhede by dit voeg. En nou kry jy ander syfers wat die tekort aan betref en wat die skuldvlakke aan betref en daai tipe van goeders. En dis waarskynlik 'n meer realistiese prentjie. So al die syfers wat die ministers vir ons gegee het gister, wat nou sê die skuld is dit en dit sluit die staatsbeheerde instellings uit. Dit sluit nie die munisipaliteite in nie. Dieselfde vir die tekort. En dit in die toekoms ook. Hy het byvoorbeeld geen ekstra geld vir Transnet gegee nie. Maar moenie vir my sê Transnet gaan nie weer 'n keer geld moet kry nie. Hulle moet eenvoudig. Want ons kan nie sonder Transnet nie. Want sonder Transnet kan die ekonomie nie werk. Selfs met Eskom. Eskom het nou net 'n 27 miljard rand verlies gemaak. Wil jy vir my sê hulle gaan nie nog geld kry nie? Bo die geld wat al reeds aan hulle bewillig is nie. Natuurlik gaan hulle nog meer geld kry. En die munisipaliteite en dies meer en so en so. En as mens so daarna kyk, dan kry jy heeltemal 'n ander prentjie van wat tans aan die gebeur is. Maar ook 'n heel wat slegter prentjie as jy luister na wat jy sê. Ja.
En ek dink Driekus, dit is die probleem waarmee ons sit. Elke jaar sê ons vir mekaar dit gaan alles slegter en slegter en dit iewers moet die mense, want dit lyk nie asof daai verandering van die regering gaan kom nie, soos wat jy ook genoem het, moet gemeenskappe, moet die privaat sektor, moet individue begin kyk na die uitdagings wat ons het, die beleidsbeperkings wat ons ervaar, die hulpbronne wat ons tot ons beskikking het en netwerke van georganiseerdheid binne sekere gemeenskappe om te vra, wat kan ons dan doen? Wat kan ons gegee hierdie ongelooflike negatiewe prentjie wat so verlammend kan wees? En jy as 'n gewone mens voel dit aan jou lyf, mens kom agter, dit gaan moeilik, jy weet dit gaan moeilik, en dan bevestig die regering dit net met 'n baie neerdrukkende toespraak, dat dit inderdaad baie moeilik gaan. En vir baie mense het hulle net wat hulle het. Hulle het 'n salaris wat hulle elke maand ontvang, waarmee hulle dalk 'n huisverband betaal. Daai salaris is in rande, geldeenheid waaroor mense nie noodwendig so opgewonde wil raak altyd nie, omdat daar soveel politieke risiko's daaraan gekoppel is tans. So wat doen die gewone mens wat na hierdie toesprake moet luister en wat dalk nie soveel beweegruimte het nie? Ek wil af jou amper sê is die tipiese ou wat hierna gaan luister, die Afrikaners buite wat Marula media luister. Ons is nie meer gewone mense nie. Ons het entrepreneurs geword, baie van ons. Ons was gedwing daarna toe. Omdat dis 'n tweede groot trek basies uit die staatsdiens uit. Jy weet, baie van ons ouers en grootouers was in staatsdiens gewees, hulle lewe lank, of by een groot maatskappy, by 'n yskorf of by 'n Sanlam of by wat ook al, hulle hele lewe lank by dieselfde maatskappy gewees. Dinge dinamies verander. Dis swart ekonomiese bemagtiging natuurlik, kaderontplooiing, al daai tipe van beleide het dit vir ons, jy weet, genoodsaak om ons eie ding te gaan doen, entrepreneurs te word. So behalwe vir die burgerregtelike organisasies en sekere munisipaliteite of provinsies wat nog hulle eie ding kan doen, 'n afwendeling van mag, is daar 'n afwendeling van ekonomiese mag ook. So daar's amper 'n twee-spoed ekonomie, as ek dit so kan stel. Albei sonder druk, moenie 'n fout maak nie. Maar die groter korporatief is Afrika trek baie swaar. Gaan lees 'n bietjie verslae op die JSE. Dis om van nagmerries te kry. Net die wat goed doen is van hulle wat multinasjonale maatskappye is. Ons gaan lees die tipiese maatskappy wat net besigheid in Suid-Afrika doen of groot Suid-Afrikaanse afdelings het. Die hele eerste 2 bladsye gaan oor hoe moeilik die makro-ekonomiese omgewing hier is. Maar verder af onder toe, as jy 'n klein skaal entrepreneur is daar sekere reëls wat nie heeltemal vir jou geld nie. Jy hoef nie te voldoen aan sekere swart ekonomiese bemagtiging en wetgewing nie. Jy hoef nie te doen aan sekere ander rompslomp, bureaukratiese rompslomp nie. Jy kan dinge bietjie anders doen. Jy's meer beweeglik. Omdat jy nie 'n groot gevestigde besigheid het, kan jy makliker mense rondskuif. En dan 'n groot gedeelte, en ek sien veral om my kliëntebasis is baie entrepreneurs van aard en baie van hulle het sekere bekwaamheid opgedoen oor die jare en hulle kan daai bekwaamheid gaan verkoop, daai talente gaan verkoop in die buiteland. En ewe skielik die R19 teenoor die dollar of R24 teenoor die pond is sekere professionele dienste baie aantreklik. Jy weet, as ons dit ewe skielik in euros en ponde of in dollars moet prys. So daar is seker die gedeeltes van die ekonomie wat aanhou gegroei die laaste 10 jaar. Jy weet, finansiële dienste waarin ek en Davie is. Jy weet, besigheid soos ons kon ons self en ons kliënte help om buitelandse blootstelling byvoorbeeld te kry, geld in die buiteland op te sit. Daar's natuurlik strukture wat jy kan opsit om seker te maak dat SARS nie nog 'n groter gedeelte daarvan kry nie. Daar's maniere om dit te doen. Maar as jy net 'n bietjie entrepreneurs dink, is daar geleenthede vir jou. Daar waar daar staatsverval is daar mense wat privaat skole begin. Is daar mense wat sê, wie wat ek kan iets doen wat die staat eers gedoen het wat ek het nie gedoen het nie. Ons bly daarom nog in 'n land waar die staat jou nie verhinder om 'n diens te doen wat hulle nie kan doen nie. So as ons besluit om môre die pad reg te maak wat vol slaggate is, gaan die staat jou nie ewe skielik keer nie. As jy in 'n regtig autokratiese land is, gaan hulle vir jou sê sorry, ons kan dit nie regmaak nie, maar jy mag ook nie. So ons kan nog plan maak in die land. Jy weet, so ek probeer 'n bietjie positiwiteit hierso skep. Dawie, die fiskale prentjie is rampspoedig. Ek dink op een of ander stadium, soos Ernest Hemingway gesê het, in The Sun Also Rises, het hy gesê, het die een karakter die ander gevra, hoe het jy bankrot gespeel? En sê hy, gradually then suddenly. En dis wat waarskynlik gaan gebeur op 'n stadium. Dis nou as die Reservebank onafhanklik bly. En dis een van die ander pluspunte is natuurlik ons Reservebank wat 'n groot mate van onafhanklikheid het. Die feit dat hulle rentekoerse ver bo inflasie het. Met ander woorde, ons het baie hoër reële rentekoers dwing fiskale dissipline tot 'n mate toe af. Is hulle toegelaat het dat ons baie van hierdie pyn via die rand voel, soos wat Turkye besluit het, soos wat Argentinië al vir 8-9 dekades doen. Hooplik is dinge nou daar nie verander. Hulle het 'n interessante nuwe president, maar as die Reservebank nie dit gedoen het nie,
dan was daar geen fiskale dissipline nie. Dan het jy totale populistiese begroting gehad. Dan is daar geld aan almal uitgedeel, ons het almal weggol-inflasie gehad, en dit is 'n baie meer rampspoedige situasie. Hoe dit gaan uitspeel op 'n van dag daar is anyone's guess, maar dit dwing op 'n punt af iewers in die toekoms. Ek dink Dawie, dit is mense se vrees ook, is hoe presies daai punt gaan lyk, want as 'n mens sê dat die fiskale situasie onhoudbaar is dit die een kant van die prentjie, maar die ander kant van die prentjie is ook dat 'n mens om oorlewingsonthaalwe in verskeie vlakke vir jouself oplossings gaan moet begin kry, sodat jy sekere, rotse wat oor jou pad gaan kom in hierdie stryd om oorlewing, sodat jy dit kan oorleef. En 'n mens sien dit, daar waar elektrisiteit verval, kry mense alternatiewe oplossings. Daar waar paaie verval, bou mense, werk mense self aan infrastruktuur. Waar waterwese verval, begin gemeenskappe ingryp. So daar is hierdie reaksie wat die heeltyd gedwing word op staatsverval. En my vraag is net, en ek dink dis baie mense se vrees is, maar ons is aan die land en aan die rand gekoppel, en as dit verval, dan verval ons ook. Is dit die antwoord, of is daar moontlikhede om ten spyte van 'n groter fiskale verval vir sekere dele wat gehardheid opgebou het van die land om nog steeds aan die ander kant uit te kom? Ja, natuurlik, en ons doen dit al reeds. Jy het nou 'n paar voorbeelde genoem. Van Driek is ook 'n paar voorbeelde genoem waar die private sektor net betrokke raak by 'n hele klompie dinge, en daar's altyd geleenthede hiervoor. 'n eenvoudige voorbeeld is as jy besigheid wil begin, gaan kyk wat die staat veronderstel is om te doen, dan doen jy dit. En daar's baie elektrisiteit het jy genoem as 'n voorbeeld, maar daar's baie ander soortgelyke tipe van voorbeelde. Afgesien daarvan is daar ook ander goeders aan die gebeur in die ekonomie. En dis nie net plaaslik nie, maar is internasionaal ook, en daar's baie groot en belangrike tegnologiese verandering besig om plaas te vind. Mense kan byvoorbeeld in enige plek in die wêreld vandag werk, jy hoef nie so toe te gaan nie. Jy kan dit doen. So jy is nie noodwendig gekoppel aan die rand, soos wat jy sê, noodwendig nie. So daar is altyd geleenthede, maar natuurlik, dit is nie altyd so maklik om dinge te doen in Suid-Afrika nie. Hang natuurlik af waar jy jouself bevind, en wat die tipe van bedryf jy jouself bevind. Dit is so, daar's baie mense wat nie die nodige vaardighede het nie, wat nie 'n behoorlike internetkonneksie het of 'n behoorlike rekenaar het nie. En daai mense kry werklik baie swaar. En die vooruitsigte vir daai mense is nie baie goed nie. Ongelukkig is dit so dat die mense wat die nodige vaardighede het, die mense wat kan deelneem aan hierdie moderne ekonomie, hulle kan ook baie maklik hierdie land verlaat. En hulle doen dit ook. Ja. Baie van die mense doen dit ook. Jy het nou gevra, so hoe gaan hierdie afgrond lyk? Hierdie fiskaal gedrewe afgrond, en wat is die proses hoe dit nou uitmekaar het geval? En hier is 'n waarskynlike scenario. Onthou die staatsskuld is nou besig, is nou hoog geraak. Hulle het dit 'n bietjie afgebring met hierdie goud en buitelandse valuta gebeur. Ek is maar dit is nog steeds hoog, en dit gaan nog aanhou styg. Baie van daai skuld word gefinansier deur buitelanders. So die buitelanders het die afgelope tyd nou begin om hierdie skuld te verkoop. Hulle wil dit nie meer hê nie. Om politieke redes, want Suid-Afrika se standpunt teenoor Rusland en die Midde-Ooste byvoorbeeld is van die redes. So die buitelanders verkoop dit nou, en ons plaaslike banke byvoorbeeld koop nou al meer en meer van die staatsskuld. En eendag as die Amerikaners baie kwaad word vir ons, dan verkoop die buitelanders, nou sê hulle maar al of baie van hul buitelandse skuld. En dan vat hulle rande uit die land uit, of hulle vat hulle dollars uit die land uit. Nou kry jy eweskielik 'n langtermyn rentekoerse styg skerp, die rand verswak skerp, inflasie styg kwai, korttermyn rentekoerse styg, en woep die ekonomie druk sy neus in die grond. So daar's nou 'n tipe van scenario wat ek nou geskets het. En so iets is soort van alreeds besig om te gebeur, maar dit kan skielik gebeur. Dit kan regtig in 'n skielike krisis ontaard, en die goeders lei dan tot 'n finansiële krisis. En as ons nie oppas nie, is dit inderdaad waarvoor ons op pad is. Ja. En Driekus, ek dink wat ons nou vir mekaar basies sê is, ons moet seker maak ons is so gereed as moontlik vir daai krisis, en dit is op 'n individuele en op 'n gemeenskapsvlak, en om jouself soveel as moontlik van die land se probleme en se politiek en die rand te ontkoppel, sodat jy in die geval van daai ineenstorting dit so goed as moontlik kan oorleef. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor? Ja, so ek self met my kliënte belê op twee plekke. Ons belê in die buiteland, nê, want ons wil onsself finansiëel verskans teen so iets. Daai Zimbabwese boer wat alles teruggeploeg het en nog plase gekoop het, hy het alles verloor. Okay, die ene wat gesê het, ek gaan nie hierdie volgende plaas koop nie. Ek gaan, jy weet, toe dinge goed gegaan het nie, maar ek gaan 'n bietjie geld eksternaliseer. Dit gaan okay met hom. Hy sit nou in Suid-Afrika, of hy sal dalk VK toe of Australië toe of iets van die aard. En dalk is daar so heenkome, dalk eendag in ons toekoms. Ek glo dit nie, ek dink ons is hier om te bly. Ek ken op hierdie oomblik meer mense wat terugkom uit die buiteland uit, dis mense wat hier as wat verlaat. Dalk is dit maar net my portuïergroep op die oomblik. Maar
Dan die tweede plek waar jy belê, jou tyd en jou geld ook, is plaaslik, op plaaslike vlak, op gemeenskapsvlak. Belê in jou kerk, belê tyd daar, belê by jou skool, belê by, as jy in 'n klein dorpie is, belê tyd daarso. In die ou dae het ons 'n boerevereniging gehad. As jy lanklaas by die boerevereniging was, maak seker jy kom daar uit, daai tipe van ding. Belê in jou gemeenskap. Dit is op die einde van die dag, die mense waarna jy gaan kyk, wanneer dinge regtig sleg gaan. Okay, so dit is moeiliker hier in die stad. Gelukkig, ek dink dinge in Pretoria, ons munisipaliteit lyk baie beter as wat dit net suid van die Jukskei lyk, ewe skielik. So ek moet 'n pleintjie gee daarso vir die stadsraad, dat beweeg ten minste in die regte rigting, dinge gebeur. Maar raak betrokke daar waar jy is, tyd en geld. En soos ek sê, baie van die geld wat jy gee, kan jy aftrek van belasting af. Doen dit. Moenie maak seker dat die geld beter spandeer word. Dit is 'n beter allokasie van skaars hulpbronne as om dit net vir die staat te gee. Ja, en Dawie, dalk net om af te sluit, kan ons dan sê, dit gaan dalk en waarskynlik baie slegter gaan voor dit dalk weer beter gaan. En daar gaan eers een of ander ineenstorting wees of regtig 'n moeilike tyd, maar daarna is daar tog vooruitsigte. Kom, ek dink die eenvoudige antwoord daarop is dat ek het heeltemal alle vertroue in die ANC verloor. En ek kan nie sien dat die ANC nie deel van die regering gaan wees oor die volgende 5 jaar nie. En as hulle die skade wat hulle aangerig het in die ekonomie die afgelope 30 jaar, is werklik waar groot. Is reuse. 'n geweldige impak wat hulle op die ekonomie gaan op verskeie vlakke. En hulle gaan nog steeds vir ten minste 5 jaar in bewind wees. En ek kan nie sien hoe dinge gaan beter gaan nie. Dit gaan meer van dieselfde wees. Dit beteken nie jy moet van 'n gebou gaan afspring nie. Dit beteken net jy moet dit jy moet bewus wees daarvan. Jy moet bewus wees van die risiko's in watter bedryf jy ook al is. En wat belangrik is, identifiseer daardie risiko's en bestuur die risiko's. Moenie jou kop in die grond gaan druk nie. Wees realisties oor goeders en maak jou oë oop, want daar is eintlik geleenthede self ten tye van onsekerheid en onstabiliteit wat ek vermoed vir nog 'n 5 jaar ten minste gaan aan. Ja, en iets wat ons geleer het, en dit is dalk 'n goeie noot om op af te sluit, is ons het 'n ongelooflike geharde privaat sektor en gemeenskapssektor, en ten spyte van die feit of dalk juist weens die feit dat die staat verval, is dit daai verskillende rolspelers se geleentheid om nuwe innoverende oplossings na vore te bring wat dalk ook op 'n wêreldvlak vir ander mense voorbeelde kan bied van wat 'n mens kan doen wanneer dit polities regtig moeilik gaan. Dawie Rood, Driekus Kombrink, ek sê vir julle baie dankie. Ek dink daarom nie julle het mense te negatief gepraat nie. Ons wou ook vandag op 'n realistiese manier net vir mense sê dis moeilik, maar ons kan oorleef en dit gaan moontlik wees. Dankie. Dankie.